Ag, tyd vir heuning en granaat. Ek is Ina van Vieren van Pure Pomegranate Ministries. En hier op heuning en granaat proe ons die woord. Ons soek daar die diep skatte van die woord. Ons proe die woord. Daar die soetsmaak in ons mond en in ons gees. En dan, as ons dit geproe het en geëet het, dan leef ons vanuit hierdie heuningsoete woord. En dan moet ons vrugbaar wees in die koninkryk. En dis waarvan die granaat praat, om vrugbaar te wees. Granaat se Hebreëse woord is rimon, en dit beteken 'n profusion of seeds. So mag ek en jy waarlik vrugbaar wees in die koninkryk. En mag hierdie program heuning en granaat vir jou spesifiek dan nou daardie soetheid van die woord bring. Jy is ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area. Jy kan natuurlik livestream op livefm.co.za en soos ek gesê het, ek is Ina van Vieren en die program heuning en granaat. Ons praat vandag so 'n bietjie oor Petrus. En ek wil so 'n bietjie gaan kyk na die rol wat Petrus speel spesifiek in die laaste, ek wil amper sê die laaste dae, die laaste ure rondom Jesus se aardse bestaan. Daardie laaste tyd, die laaste boodskappe wat Jesus spesifiek met Petrus praat. Die rol wat Petrus speel. En ek dink soos wat ons verlede week gesê het, ons na Barabbas gaan kyk het, Barabbas staan in vir ons. Maar partykeer dink ek Petrus staan ook maar in vir ons, want ja, Petrus is 'n interessante karakter. Maar kom ons sluit eers ons oë. Abba Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan rustig raak rondom die woord. Dankie dat ons kan delf in die woord. Dankie dat U ouens soos Petrus gebruik het en dat sy lewe vir ons dan nou weer 'n boodskap bring van wie U is, van U goedheid, U genade en U hart vir U mensdom. U hart vir ouens wat koes en woes is en nie altyd die mooi pad stap nie. Of die pad reg stap nie. U is net lief vir ons. En U help ons. En U is by ons. En U hou nie op om ons in die oë te kyk totdat ons die boodskap kry nie. En ons loof U daarvoor. Amen. Toe, vandag is dit ons en Petrus. Ons gaan hom so 'n bietjie van nader af kyk. Nou, ons almal ken Petrus se storie, hoe hy, ek wil amper sê, eintlik hoe Jesus by hom uitgekom het, nie hoe hy by Jesus uitgekom het nie, né? Maar ons leer Petrus ken as voortvarend, impulsief. Die prentjie wat ek van hom het is bulderend. Die spreekwoordelike bull in a china shop, maar bulderend, harde stem, altyd voor in die koor, praat eers en dan dink hy, dalk arrogant ook so bietjie, né? Petrus wat voor in die koor is. In al 4 evangelies word Petrus se naam heel eerste genoem as die lys van disippels genoem word. Petrus is die een wat die meeste praat en Yeshua praat ook die meeste met hom. Maar Petrus is ook die een wat die meeste raas kry. Sy meester was nou nogal hard op hom gewees en dit was seker maar partykeer nodig gewees, want ek dink sy impulsiewe geaardheid het gemaak dat hy het net ingeboender in 'n saak in en
gedoen en nie gedink nie en net aangegaan. En hy het baie keer raas gekry. Maar dit was nooit 'n harde raas nie. Ek vertel altyd dat ek op 'n dag agtergekom het dat die woord vir klein gelowige in die Grieks is 'n baie lelike woord. Dit is oligopistos. En Yeshua het dit so baie keer vir sy disippels gesê. Hy sê dit net vir sy disippels. Hy is die enigste mens in die Bybel wat hierdie woord gebruik en hy sê dit net vir sy disippels. En weet julle wat? Ek dink nie hy sê dit op 'n harde manier nie. Ek dink hy lag hulle uit. Dan sê ek het julle uitgevang. Maar iewers in my lewe het ek besluit dis 'n baie lelike woord. Ek wil nie hier my koning met daai woord vir my sê nie. Maar ek dink hy het hom 'n paar keer vir Petrus gesê. En as ons nou dink aan toe Petrus op die see geloop het, op die water gestap het en alles eintlik so goed gegaan het, totdat hy na die golwe gekyk het, klein gelowig geraak het, oligopistos geraak het. Ag, daar's vele kere, gaan kyk gerus in die woord, al die kere wat Yeshua vir hulle sê, julle klein gelowiges, hy lag hulle uit. So Petrus is hierdie voortvarende ou. En as ons dan nou in die bovertrek is, die aand voordat Yeshua gevange geneem is, dan sien ons dat in Johannes 13, dan sê Yeshua, hy sit 'n voorskoot aan en hy neem 'n skottel en hy wil die disippels se voete was en Petrus is soos in, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan nie my voete was nie. En dan sê Jesus 'n baie interessante ding. Hy sê, Petrus, as ek nie jou voete was nie, kan jy nie deel hê aan my nie. En dan sê Petrus, wel in daai geval was asseblief ook my kop en my hande. Hy praat van sy gedagtes, sy dade, sy voete, alles moet gewas word. Maar net voor dit sê Jesus 'n interessante ding. Hy sê, wat ek nou doen, gaan julle nie nou verstaan nie. En as ons so daarna kyk, dan dink ons nou maar, wat is daar wat nie te verstaan is as hy mense voete was nie. Maar later sien ons dat hy eintlik 'n profetiese aksie kom doen het. En ons gaan net nou weer 'n bietjie daarna kyk. Maar daar gebeur nog iets in die bovertrek. En ons lees dit in Lukas. Interessant genoeg nie in Johannes nie. Johannes het vir my 'n baie diep aanslag in die woord, maar Johannes het ook vir my partykeer 'n sagte aanslag in die woord. Johannes staan bekend as die disipel vir wie Jesus liefgehad het. En weet julle, ek het al baie keer daaroor gewonder, daar's geen manier dat Jesus vir een liewer was as vir die ander nie. Ek dink dit is Johannes wat 'n verstaan, 'n understanding begin kry het van Jesus se liefde. En hy het geleef vanuit daai liefde en hy het homself genoem the beloved, die geliefde. Kan ons nie maar meer onsself sien as die beloved, die geliefde en daarvolgens leef nie? Ek dink ons doen ander goed anders as ons dit verstaan, is dit nie? Maar nou is ons terug by Lukas. En Lukas vertel hierin vanaf vers 24 dat daar onenigheid onder die disippels ontstaan het oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. En dan gee Jesus vir hulle eintlik 'n preek. En daar staan nêrens dat Petrus nou deel van hierdie onderonsie was nie. Maar net in die middel van hierdie preek, in Lukas 22 vers 31, ek wil amper sê, so in die middel van sy sin, draai Yeshua na Petrus en hy sê, Simon, Simon, het Jesus sê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie sal begewe nie. En as jy weer, hoor hierdie woorde, as jy
weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Hy sê die Satan het aangedring om julle soos koring te sif. Onthou julle vir Job, Satan het aangedring, julle gaan gesif word, maar ek het vir jou gebid. Sê, julle gaan gesif word, ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. En dan hierdie mooi woorde, as jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. En daarmee sê eintlik vir Petrus, ek weet, jy gaan val, maar ek weet ook, jy gaan weer tot inkeer kom. En dan sê Petrus vir hom, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. En ons weet dat dit eintlik profetiese woorde is, want Petrus is uiteindelik dood nadat hy onderste bo gekruisig is. Maar Lukas 22 vers 34 antwoord Jesus om, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal nie vandag nie kraai voordat jy my nie 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Hoe hartseer en hoe swaar moes dit vir hom gewees het om te weet, hierdie ouens wat vir 3 jaar die pad saam met hom gestap het, hulle gaan maar uit mekaar uitspat. Maar hy weet dat Petrus in sy voortvarendheid goed sê en doen wat hy nog nie gereed is om na te kom nie. En dan lees ons vanaf vers 30 in Matteus 26, dat hulle, nadat hulle die lofsange gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. En toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my nog vandag in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. En daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle u almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. En toe sê Jesus vir hom, maar dit verseker ek jou vandag nog voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Maar Petrus sê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Maar hoor nou hier, ons vergeet hierdie gedeelte. Al die ander disippels het ook so gesê. Toe Petrus nou sê, nee, ons sal by u staan, toe is die ander by. En dan sien ons dat in die tuin van Getsemane, toe hulle Jesus wil gevangen neem, toe gryp Petrus die swaard wat by hom gehad het, hy ruk dit uit en slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en hy kap sy regteroor af. En toe sê Jesus vir Petrus, sit nou tog net die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat my Vader my gegee het nie? Jy sien, Yeshua het geweet hoe belangrik dit is dat hy hierdie beker moet drink. Want deur hierdie beker te drink het hy ja gesê. Het hy aanvaar dat sy Vader se wil is, dat hy moet aangaan met hierdie pad wat hulle gekies het. Kom ons gaan luister na musiek en dan wil ek vir jou vra, hoeveel keer het jy al vir Jesus gesê, ek sal dit beslis doen. En dan, as dit op die push kom, dan vergeet ons. Of ons is bang, of ons draai weg. Kom ons raak stil. Kom terug, ek is Ina van Vieren en jy luister na die program Heuning en Granaat hier op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlik kan jy livestream op livefm.co.za. Heerlik om saam met julle te kuier rondom die woord. Ons praat vandag oor Petrus. Liewe dierbare Petrus, voortvarende Petrus. Petrus wat altyd voor in die koor is, deel van die storie is. Hy is nie die een wat daar agter staan nie. Daar's 'n hele klomp van die disippels wat mens nooit eers 'n woord hoor sê nie.
Ons weet van hulle, want hulle name is opgeteken in die woord, maar jy hoor nooit dat een van hulle woord sien nie. Jy hoor ook nooit dat hulle iets doen nie. Van Petrus, dink ek, praat namens almal en partykeer dink ek doen hy ook sommer namens almal. Maar dis omdat hy so 'n belangrike rol gespeel het in die koninkryk, maar ook in die nuwe kerk, in die nuwe, daardie jong kerk wat op hulle eie moes staan en vervolging moes deurgaan. En Petrus was geleer, Petrus was opgelei. Hy het dit nie noodwendig besef nie. En daar's goed aan hom geskuur en geskaaf om hierdie rol te kon inneem. Maar kom ons luister eers na ons heuningdruppel van die week, aangebied deur Samantha Ngula, die vrou met die goue stem van Springbok. Dankie Sam. Vrede geliefde, dankbaar en bly, geseënd en gesond. Ek vertrou dit gaan met jou goed, sedert ons laas met mekaar gepraat het. Ek vertrou dat jy die koning in sy almag beleef het, in sy grootheid, in sy nabyheid, in sy heilige teenwoordigheid, dat jy tyds daar spandeer het en dat jy net kon beleef, dat hy leef. Ons heuningdruppel gaan oor Petrus. Nou Petrus het geen bekendstelling nodig. Ons weet Petrus is maar 'n bietjie rough around the edges, want hy's 'n visserman. Maar hy word nou geroep om 'n disipel te wees, om 'n visser van mense te wees. En Petrus het so al vir my 'n verwaande streep. Hy sien kans om op die water te loop. Hy sê vir die koning, nee man, ek sal saam met jou gaan, moenie worry nie. En dan verloon hy vir Jesus 3 keer. Petrus is net die man. En dit laat dink my aan ek en jy as Christene, wanneer ons tot redding kom, dan is ons maar nog so 'n bietjie ongepoets. En daar is so baie dinge wat ons moet aanleer en baie dinge wat ons moet afleer. Laat dink my aan die skrifgie wat sê dat hy moet meer word, sodat ek en jy kan minder word. Maar ons weet wat gebeur met Petrus. Hy is natuurlik 'n sterk siel, wil ek sê. Want Jesus sê vir hom, hy noem hom rots. Nee, hy noem hom rots. Daar is natuurlik potensiaal in hom. Want nadat hy Jesus verloon, wat vir my 'n voorbeeld is van hoe 'n mens moet sterf aan die eie ek, want Petrus het gedink dit gaan alles oor hom, maar dan verloon hy vir Jesus, en dit is vir my 'n graf, dat hy sterf van homself, die eie ek gaan dood, en hy rise saam met Jesus, waar God se genade weer oor hom uitgestort word, en Jesus hom vra of jy my skape liefhet, en hy moet antwoord, en ek dink hy word gevra 3 keer, en dan is dit asof hy tot 'n besef kom, en ek dink ek en jy se lewe kan so baie klink en lyk soos wat Petrus doen. Ons kom tot redding, ons weet nie regtig wat ons doen nie, ons probeer alles verorber wat ons kan, maar daar's nog so baie takkies wat moet afgesny word, daar's nog so baie aan ons wat nie pas, die vrugte pas nie regtig by wie ons sê ons is nie, en dan moet ons sterf, dan moet ons deur daai verloningsproses gaan, sodat ons kan besef, oh my goodness, it was never about me. Dit het nooit oor my gegaan nie. En dan kom Jesus in sy almag en in sy grootheid, en dan kom hy, en hy kom omvou hom in sy groot genade, soos wat hy telke male vir ek en jy doen. En dan sê hy, jy moet my skapies oppas. Love that for us. So God se genade is nooit te ver vir ek en jy om dit te beleef nie.
Dis maar net 'n kwessie van eie ek wat ons sal moet neerlê. Dankie geliefde. Nou ja, ons praat oor Petrus vandag en ek wil bietjie gaan kyk na die gedeelte in Matteus 26, toe Petrus nou daar buite in die binnehof sit en die hofsaak is nou binnekant aan die gang. Yeshua word ondervra, hy word gegeesel en hier buitekant sit 'n bang Petrus. Want alles wat hy geglo het, alles wat hulle voor eintlik reg gemaak het, verwag het, voel of alles uitmekaar uitgeval het. Besef julle dat Judas nie vir Jesus verraai het, omdat hy hom gehaat het, of iets van die aard nie. Hy het gedink as hy dinge tot 'n punt gaan dryf, dan gaan Jesus opstaan as die koning en hy gaan die volk bevry van die Romeine. En dit het nie so gewerk nie, maar dit was nie die plan nie. In die oomblik as hy dit besef, dan sien ons dat hy 'n einde maak aan sy lewe, né? Maar Petrus sit daar iewerste by 'n vuurtjie, ons lees dat dit koud was, en hy sit daar by die vuurtjie en ek dink hy wil met niemand praat nie. En dan kom 'n diensmeisie na hom toe en sy sê vir hom, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy sê, nee, ek weet nie waarvan julle praat nie. En dan lees ons dat 'n ander diensmeisie dit ook vir hom sê, en dan is daar nog ander ouens wat vir hom sê, maar jy was saam met Jesus van Nasaret. En hy sê, Petrus sê, met 'n eed, met ander woorde, hy sê, ek sweer, ek ken nie die man nie. En dan sê 'n klomp ander manne, maar dis waar, jy's ook een van hulle. Mens kan dit aan jou spraak hoor. Die Galileërs was 'n baie 'n interessante klompie mense. Baie voortvarend, baie luidrigtig, altyd gereed vir 'n geveg. 'n Rowwe klomp ouens. Glad nie die verfynde mense van Jerusalem nie, 'n klomp rowwe ouens, en dis juist die ouens wat Jesus kies om sy disippels te wees. En dan lees ons dat iemand anders het ook vir hom gesê, ek weet daar is 3 keer wat hy sê, maar ek weet op een, laat ek net gou kyk of ek dit kry. Nee, ek sien dit nou nie dadelik raak nie. Een van die hoëpriesters, daar is hy, een van die hoëpriesters se slawe, dis in Johannes 18, een van die hoëpriesters se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, sê ook, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken, en net daarna het 'n haan gekraai. En Matteus 26 sê, op daardie oomblik, toe die haan kraai, toe val dit vir Petrus by wat Jesus gesê het. Dat voordat die haan kraai, sê hy my 3 maal verloon. En hy het uitgegaan en bitterlik gehuil. Maar Lukas 22 sê, Jesus het omgedraai en Petrus aangekyk. En ek dink dit was 'n kyk wat tot in Petrus se gees en sy siel in geskyn het. Nie 'n beskuldigende kyk nie. Glad nie. Dit was 'n kyk van Petrus, dis nou so. Jy het jou keuse gemaak. Wat gaan jy van hier af doen? En dan sien ons dat met die opstanding, toe Maria Magdalene agterkom dat die graf leeg is, toe hardloop sy na die disippels toe, en Johannes en Petrus hardloop na die graf toe, en Johannes hardloop vinniger as Petrus. Maar Johannes gaan staan by die graf, en Petrus gaan in die graf in die leë graf in. Wat hy eintlik nie mag gedoen het nie. Volgens die Torah sou hy dan onrein wees. Maar hy gaan binne-in.
En dan besef hy, sy meester leef. En daar verander Petrus se lewe. Maar Petrus weet, een of ander tyd, moet hy die waarheid in die oë kyk. En dan op 'n dag, vang hy vis, want hy gaan maar terug visvang toe, want dis al wat hy ken. Op 'n dag staan Jesus op die wal. En hy sê vir Petrus, nadat hulle ontbyt geëet het, sê hy vir Petrus, kom ek en jy moet 'n entjie gaan stap. En dan sê hy vir hom, Petrus, het jy my lief? En dan sê hy, ja, u weet dat ek u lief het. En dan sê hy vir hom, laat my lammers wei. En 3 keer vra hy vir hom, Petrus, het jy my lief? En elke keer antwoord hy hom in herderterme. En daar kom verander hy sy roeping. Onthou julle, toe hy sy voete gewas het, sê hy, dit wat ek nou doen, gaan jy nie verstaan nie. He changed his walk. Hy's nie meer 'n visser van mense nie. Hy word nou 'n herder van die skape. Maar daar's iets wat nog so spesiaal is by hierdie gedeelte. In die Grieks lees ons dat Jesus vir Petrus sê, Petrus, agapao jy my? Het jy my lief met 'n goddelike liefde? En dan sê Petrus, ja Here, u weet ek verlei u. Ek het u lief met hierdie broederlike liefde. 3 keer sê Jesus vir hom, agapao my, dan sê hy, ek verlei u. En die een keer sê Jesus vir hom, dis nie goed genoeg nie. Ek dink met al 3 hierdie kere, kom vee hy net dood eenvoudig die aanklag uit van die verloning. 3 keer verloon, 3 keer sê Petrus, ek het u lief. En dalk kan ons nou daarna kyk in ons terme en sê, maar dis nie goed genoeg nie, wat Jesus wou gehad het, hy moet hom voluit lief hê, met agapao liefde. Maar die oomblik as die Heilige Gees oor Petrus uitgestort word, gebruik hy nie weer die woord verlei nie, dan praat hy van agapao. Geliefde, ek en jy staan in Petrus se skoene. En watter stukkie van Petrus se geskiedenis kan jy jou die meeste inprent, inteken? Het jy Jesus dalk al verloon? Dan wil ek vandag vir jou sê, Jesus sê vir jou, het jy my lief? As jy ja sê, gaan hy vir jou sê, nou gaan vertel vir die ander. Mag jy 'n wonderlike week hê. Gaan dink bietjie oor Petrus. Gaan lees oor hom. Gaan sien jouself in sy skoene. En leef dan uit die dankbaarheid uit, dat ons vergifnis ontvang het van ons koning. Mag jy 'n wonderlike week hê. Shalom. Ek is Ina van Vieren en jy het geluister na Heuning in Grenaat.